Dit is vandag Dinsdag 9 Desember en die tema vandag is Leef ek voluit. Ons lees in 2 Timoteus 4 vers 7. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi. So 'n paar jaar gelede is daar 'n mediese kongres in die VSA gehou, wat onder andere die hoë lewensverwagting van die moderne mens bespreek het. En danksy die vooruitgang op mediese gebied is die huidige lewensverwagting van die mens aansienlik hoër as 'n klompie dekades gelede. 'n Paar dekades was die gemiddelde lewensverwagting van die mens 70 en nou is dit bietjie meer as 75. Maar het een van die sprekers by die kongres gesê, wat baat 'n hoë lewensverwagting as daar so baie mense is wat nie eers weet wat om met 70 jaar te maak nie. Mense weet nie hoe om 70 jaar sinvol en met vreugde te leef nie. Mense leef nie meer nie. Hulle bestaan net. Miskien vra jy vandag, is daar 'n verskil tussen leef en bestaan? Is dit nie maar dieselfde ding nie? Tog nie. Want 'n mens kan bestaan, maar dan glad nie voluit leef nie. Die gawe van die lewe is aan ons elkeen geskenk. Die vraag is net, wat maak jy met hierdie geskenk? As daar een persoon is wat hierdie geskenk van lewe ten voluit uitleef en alles wat hy gedoen het met oorgawe gedoen het, was dit seker Paulus. Toe Paulus die kerk vervolg het, het hy dit met oorgawe gedoen. Toe hy die evangelie verkondig het, het hy dit ten volle gedoen. Paulus het voluit gelewe. As jy so terugkyk oor die jaar, hoe het jy geleef? Op moedverloorse vlakte? Of soos iemand vol moed? Het jy die jaar voluit geleef en die geskenk van tyd wat God jou gegee het ten volle benut? Philip Brooks het gesê, moenie bid vir 'n lewe van gemak nie. Bid om sterker mense te word. Moenie bid om werk wat gelyk is aan julle kragte nie. Bid om kragte wat gelyk is aan die eise van julle roeping. Dan sal julle dade nie wonderwerke wees nie, maar julle self sal die wonderwerke wees. Mag jy tyd kry om nou te rus, sodat jy die nuwe jaar met volle ywer kan aangryp en voluit kan leef. Kom ons bid saam. Here, ek is moeg en uitgeput nou dat die jaar tot 'n einde kom. Gee rus aan my liggaam, kalmte aan my gedagtes en vrede aan my hart. Vernuwe my krag, herinner my dat U my dra en lei my sagkens die dae wat kom binne. Amen.